Baie dankie Vader vir die voorreg. En ons wil dit erken vanmôre. Vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordigheid te kan inkom. Om U te ontmoet deur die bloed van Jesus Christus. Dankie vir daai voorreg. En ons wil U eer, ons wil U dank vir dit, Vader. Dankie Jesus dat U dit gedoen het, U die prys betaal het. En ons eer U daarvoor, Vader. Ons eer U daarvoor en ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kom ons blaai gou na, voordat ons blaai. Ek het laasweek met jou gepraat, goeiemôre vir die wat ek nie môre gesê het nie. Ek het laasweek met jou gepraat oor, teenwoordigheid is baie goed, maar teenwoordigheid is nie genoeg nie. Ek het jou 'n voorbeeld gegee van die Jode, toe God vir die Jode sê het by Sinaï, die berg Sinaï, toe sê hy vir die Jode, kom, ek wil julle ontmoet. En dat God se teenwoordigheid beleef en ervaar, maar nooit ingegaan om te ontmoet nie. Hulle was bang gewees. Terwyl Moses het ingegaan en in sy teenwoordigheid ingegaan en God ontmoet. Ek het vir jou 'n voorbeeld gegee van Jesus. Jesus het baie mense gehad wat hom gesien het. En hulle was in sy teenwoordigheid, maar hulle het hom nooit ontmoet nie. Sy disippels het hom ontmoet, en dan die mense wat hom nodig gehad het, vir genesing, vir vrymaking. Dis mense wat hom ontmoet het, en hulle lewens geïmpakteer. Met ander woorde wat ek vir u sê vanmôre is, teenwoordigheid is nie genoeg nie. Ontmoetings nodig. Ons het vanmôre pragtige liedjies sing en dankie daarvoor. Kom ons gaan na Kolossense toe. Wat gee vir ons die reg om God se teenwoordigheid te gaan? Ek wil dit dalk gou eers lees. Kolossense 1. Kolossense 1. En ek gaan dit ek sit in al twee Bybels lees. Kolossense 1. Kolossense 1 vers, ek gaan eers die ou vertaling lees vir Kolossense 1 vers 21. Kom ons lees 20. Hy sê 19. Hy sê want dit het die Vader behaag, sterk woord, dat die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, dis in Jesus. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede, luister mooi, vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemel. Sy doel was om vrede te bring. Vers 21. Ook julle wat vroeër vroeër vreemdelinge was en vyhandig, vyhandig gesind was deur die bose werke, het hy nou versoen. Vers 22, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Ek wil dit graag in hierdie ander Bybel vir jou lees. Jy kan volg daar waar jy is. Hy sê in vers 18. Dis ook hy wat die vers 20.
God wil alles wat hy gemaak het, alles wat op die aarde en in die hemel is, weer in die regte verhouding met homself bring. Die doel hoekom Jesus gekom het, is om ons weer in die regte verhouding met die Vader te bring. Nie om ons hemel toe te vat nie. Regte verhouding met homself te bring. Dit kon alleen gebeur nadat God vrede gebring het deur die bloed van Christus, wat op die kruis gesterf het. Vers 21. Hierdie vrede is ook vir julle bedoel. Julle wat vroeër so ver van God af geleef het en sy vyande was. Ons het vrede, ons wat ver was, vyande was, ons het nou vrede. Vers 22. Hy het hierdie vyandskap weggeneem deur sy seun sy seun 'n mens geword het, deurdat sy seun 'n mens geword het en gesterf het. God het dit gedoen sodat hy julle, dis belangrik. God het dit gedoen sodat hy julle voor hom kan laat staan en julle heilig en sonder fout kan wees, sonder enige aanklagte teen julle. Amen. Tja. Met ander woorde, my broers en susters, ek en jy wat ver was, 'n vreemdeling was, God se vyande was. Jesus het gekom om ons te versoen, vrede te bring. En nou kan ek en jy heilig, sonder gebrek en, wat is die derde woord? Heilig, sonder fout en sonder enige aanklagte voor hom kan staan. Massive boodskap. En daarom, my boetie en sussie, ekskuus as ek nou nie baie aandag aan julle gee nie. Dis 'n geweldige belangrike ding om te hoor. Ek en jy kan dan na God, in God se teenwoordigheid gaan, hom ontmoet wat heilig is. Want hy sien ons heilig sonder gebrek. Skoon gewas deur Jesus se bloed. En dis hoekom hy graag wil hê ek en jy moet hom ontmoet. Wat die vyand sal doen, hy sal ons aankla. Hy sal ons laat skuldig voel. Wat is shame in Afrikaans? Skaam, ja, skaam is nou nie baie mooi woord nie, maar ek gedink aan skaam, daar's 'n beter woord. Verneder. Praat harder as kies. Reg, maar ek gaan die Engels kyk. Guilt, shame and condemnation. Met dan 'n skuldgevoel en vooroordeel en ons voel nie waardig nie. En die vyand wil dit vir ons sê in ons koppe, sodat ons nie sal ingaan nie. Want as ons ingaan in God se teenwoordigheid, gebeur daar iets. Wat gebeur? Dit ons gelees laasweek. Ons bly gou weer na Kolossense toe, na Korintiërs 2 toe. Korintiërs 2 vers 11, 18, het ek laasweek ook gelees vir jou. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is. Ons sien nou die goddelike heerlikheid van Christus duidelik, soos in 'n spieël. Die Heilige Gees wat ook Here is, verander ons om al meer soos Christus te word en al meer sy heerlikheid te kan weerspieël. Met ander woorde, wanneer ons in God se teenwoordigheid inkom, hom ontmoet, dan verander hy ons om meer soos hy te word. En baie keer hou ons stilte tyd, maar raai dis nie ontmoeting nie. Baie keer doen ons die regte goed, maar ons ontmoet hom nie. Jy kom kerk toe, maar jy ontmoet hom nie. En die doel daarvan is, ons moet hom ontmoet, en wanneer ons ontmoet, dan verander ons.
So jy moet verander. Hoe verander ons? Ek het 2 goed neergeskryf van wie God is. Net een ding geskryf van elkeen. God is nommer 1 liefde. Met ander woorde, wanneer ons God die Vader ontmoet, moet daar liefde in my sigbaar word. As ek stiltyd gehou het, en ek kom daar uit met my vrou liefde ervaar, want ek het God ontmoet, wat liefde is, en hy is baie meer as dit. Maar een van die uitstaande kenmerke is, hy het my verander, want ek het liefde ontmoet, liefde oorweldig my. Tweede ding, ek gaan nie vind, en as ons gaan na God toe, hy het baie name, en ek gaan nog eendag daarby uitkom, en elke naam het 'n betekenis. Met ander woorde, wanneer ek hom ontmoet, moet daar iets gebeur vir my, daar moet verandering plaasvind. Ek het een geskryf van Jesus Christus, hy is die prins van vrede. En die skrifgedeelte Kolossense wat ons gelees het ons gelees, ons het ewe skielik vrede. Met ander woorde, as ek 'n ontmoeting het met God, my stiltyd, waar ook al, in die kar, waar ook al, raai wat, dan sal ewe skielik 'n ander Christus wat daar uitkom. Vrede, sy vrede. Filippense, kom ons blaai gou na Filippense toe, 4 vers 4, net 'n hoofstuk terug. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. Dan maar vers 5, baie belangrik, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Hier praat hy van vriendelikheid. Wanneer ons God ontmoet het, is daar vrede by ons. Al maak die saak hoe dit lyk om ons nie. Weet, vertel van iemand wat geskilder het, iemand 'n skilder vir hom, dis 'n skildery van vrede te skilder, en toe skilder hy is 'n geweldige see, golwe wat slaan oor branders, en dit lyk nie soos vrede, en toe sit hy 'n duif in die rots. Die duif het vrede in hierdie omstandighede. En wanneer ons God ontmoet, dan is daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons net het. In 'n donker wêreld, in Suid-Afrika waar ons leef, moet ons vrede hê. Hoekom? Ons ontmoet die God van vrede. Die derde ding wat ek neergeskryf, die Heilige Gees, wanneer ons 'n ontmoeting met hulle het, sal die Heilige Gees se krag en sy gawes en sy vrug sal sigbaar wees in ons. Jy kan nie sê ek is van 'n Merwe nie. Dis ons is nie. Jy kan nie sê, maar as gevolg van dit en dit en dit wat my gebeur het, nou is ek maar so nie. Wanneer ons God ontmoet, moet daar verandering plaasvind. Anders het ons nie ontmoeting gehad nie. Ek gaan dit weer sê, as ons nie verander wanneer ons ontmoeting met God het nie, dan het ons nie 'n ontmoeting gehad nie. En dis hoe ek laasweek gesê het, hy meer word en ek minder. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. Kolossense, nou net weer terug na Kolossense 3 toe. Kolossense 3. Vers 3 sê, want julle het gesterf, en julle lewe saam met Christus verborge in God. Ons bly net na Galasiërs toe ook. Galasiërs sê dit baie pragtig. Galasiërs 2:20. Galasiërs 2:20. Wat sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself aan my oorgegee het.
Wanneer ons God ontmoet, dan sterf ons. En dis hoekom Johannes sê, hy moet meer word en ek minder. Dis die doel van ontmoeting. Dis die doel van my stilte tyd. Dis nie 'n lys wat ek afmerk en sê, Here, ek soek al hier goed nie. 'n Ontmoeting met God is, Here, kom verander my. So wanneer ek hier uitstap, mense God in my lewe sal sien. Amen. Dis die doel. To be Christ-like. En dis God se hart. Die Here het vir ons gesê in hierdie jaar, in die boodskap vir hierdie jaar, toe sê hy is met ons. Onthou Matteus 28:20, hy is met ons, hy sal ons nie begewe en ons nooit verlaat nie. Die doel daarvan is, dat sy bonatuurlike eienskappe ons deel sal wees. Gaan dit weer sê, die doel hoekom God sê, hy is met ons, is sodat ons sal wandel soos wat hy gewandel het. Dat mense Jesus in ons lewe sal sien. En dis my gebed vanoggend vir elkeen van u. Kom ons ontmoet hom. Kom ons ontmoet hom. Want as ons hom ontmoet, sal ons anders te wees. Sal ons soos Jesus wees. En hoe sien hy my en vir jou? Ek wil net lees weer in hierdie ander Bybel. Hy sien ons heilig. Kolossense 1 vers 21-22. Hy het hierdie vyandskap weggeneem, toe sy seun 'n mens geword het en gesterf het. God het dit gedoen sodat hy julle voor hom kan laat staan. Luister mooi. Voor hom kan laat staan en julle heilig sonder fout kan wees, sonder enige aanklagte teen julle. En dan gaan hy aan eintlik, ek lees vers 23, hy sê, maar dan moet julle aanhou om op hom te vertrou en vas bly staan op hierdie fundament. Ons word nie gelei deur ons emosies nie. Ons word nie gelei deur omstandighede nie. Ons word gelei deur die Heilige Gees. En die vyand sal alles in sy vermoë doen om ons weg te hou van God die ontmoeting met God. Want hy weet, as ons daarin gaan, verander ons soos nuwe mense. En dis my gebed vir elkeen van u. Hy sê iewers in skrif, sê die waarheid sal ons vry maak. Waar staan dit? Johannes 8, vers 31. As ons by hom is, dis waar ons vrykom. Reg, kom ons bid saam. Dankie Here, dat u vir my, vir elkeen vanmôre wat hier is, laat u ons uitnooi om u te ontmoet. Elkeen van ons, laat u ons uitnooi om u te ontmoet, want dis waar verandering plaasvind. Dis waar transformasie sal plaasvind. Dis waar die nuwe mens sal lewe en lewe oorvloed beleef. Is met 'n ontmoeting met u. En ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is vanmôre, elkeen wat hoor, dat ons net u teenwoordigheid sal soek nie, maar dat ons u sal ontmoet, die lewende God, wat liefde is. Jesus wat vrede gebring het vir ons, versoening gebring het. Laat ons u sal ontmoet, sodat ons lewens sal verander. Laat mense kan sien, die koning van alle konings is met ons. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir u barmhartigheid. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is vanmôre, dat ons nie tevrede sal wees net met u teenwoordigheid nie, maar dat ons
'n afspraak met U sal hê elke dag. 'n Afspraak sal maak, 'n belangrike afspraak sal maak met U elke dag, sodat ons tyd met U sal spandeer. Kom Heilige Gees, kom verander ons. Kom transformeer ons. Sodat mense, wanneer hulle na ons kyk, na ons woorde, na ons dade, laat hulle Christus in ons sal sien. Laat ons sal wandel soos wat hy gewandel het. Gelei en bekragtig deur die Heilige Gees. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in Jesus naam. Amen.